Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Matteus 6, ons gaan lees verse 5 tot 15. Matteus 6 vers 5 tot 15. En ek lees uit die 83 vertaling. Matteus 6 verse 5 tot 15. Nou voor Paasfees, voor Paasnaweek, so ruk paar weke voor Paasnaweek wat het ek 'n reeks gedoen hoe om konflik in verhoudings op te los. En veral in huwelike, nê, tussen man en vrou, maar in enige vrou hoe om konflik op te los. En 'n groot faktor in verhoudings om konflik op te los is vergifnis, nê? Mens moet mekaar kan vergewe. Man en vrou, ouers en kinders, selfs by die werk, kollegas, vriende, nê? Vergifnis speel 'n baie groot rol. As jy nie kan vergewe nie, dan die verhoudings baie keer klaar. Dit is afgeskryf. So ek wil, as dit die Here se wil is, nou vanoggend 'n bietjie kyk oor die begrip van vergifnis, oor die algemeen, en as dit die Here se wil is in die toekoms, dit 'n bietjie meer van toepassing weer maak in verhoudings tussen man en vrou, in naby verhoudings. Maar kom ons lees dan nou Matteus 6 vanaf vers 5. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het 'n beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, dat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So ons gaan veral kyk daarna, vergeef ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En ek wil ook net ek wil ook lees uit ons belydenis, Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 126, waar die vraag gevra word, wat is die 5de bede? En dan bely ons, soos wat in die woord staan, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aandleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het, om ons naaste van harte te vergewe. Dis wat ons bely dan ook wat beteken, as ons bid, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ons sien in hierdie gedeelte van die bergpredikasie, waar Jesus, hy tref 'n noue band tussen God se vergifnis en ons vergifnis, nê? Daar's 'n noue band. Hy sê mos dan ook hier in verse 14 en 15, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Nou is die vraag, is ons vergifnis afhanklik, of is God se vergifnis van ons sondes afhanklik van ons vergifnis van ander mense? Nee, dit is nou die vraag wat hier gevra kan word. Moet God ons vergewe omdat ons ander mense vergewe het? Ek vergewe ander mense, nou moet God my vergewe. Nee, hang alles af van, is dit nou eintlik Christus plus my vergifnis? Nee,
my goeie werke. Omdat ek vergewe, daarom vergewe God my, nê? Eintlik word dit mos nou maar my goeie werke, nê? Hoe goed ek kan vergewe, so vergewe God my. Is God se vergifnis afhanklik van my vergifnis? Vraag wat hier gevra kan word. En dan moet ons sê nee. Dis nie wat dit beteken nie, nê? Dat ons vergifnis 'n voorbeeld vir God se vergifnis is. Nee, is mos omgedraai. God se vergifnis van ons sondes is 'n voorbeeld vir ons vergifnis van ander mense, nê? As God ons eers moet vergewe nadat ons ander mense vergewe het, gaan God baie keer te vergeefs wag. En gaan dit nie gebeur nie. En is ons vergifnis nou ook nie so volledig en volmaak nie? En kan hy ons dan ook mos nou nie volledig en volmaak vergewe nie? Ons versoening van ons sondes, nê, is alleen, dis wat die res van die Bybel vir ons leer, is alleen deur die kruis van Christus. Dis al hoe ons versoening van sondes kan kry. Vergifnis van ons sondes kan kry, is net deur die kruis van Jesus. Dis nie Jesus plus iets anderster nie, is net geloof in Jesus nie. Nie Jesus plus my vergifnis nie, dis net Jesus. Daar het hy volmaak versoening gedoen vir ons sondes. Hy het alles klaar gedoen. En hoe moet ons reageer daarop? Nee, met dankbaarheid en vreugde vir die vergifnis wat kom deur die kruis van Jesus. Dis wat van ons verwag word. Dankbaarheid en vreugde. Nou, ja, dit gaan eintlik dat ons geleer word hoe om te vergewe. Net dis by God wat ons leer hoe om te vergewe. En dis die Heilige Gees wat ons in staat stel om te kan vergewe. Dis God se werking in ons harte. As jy nie kan vergewe nie, dan is daar 'n vraag oor God se werking in jou hart. Want God alleen kan my in staat stel om te vergewe. Uit my eie menslike krag kan ek dit nie doen nie, maar is 'n teken dat die Gees daai hart van klip uithaal en vir my hart van vleis gee. En ek sê nou nie dadelik, weet dat nou iets verskrikliks gebeur en nou moet jy dadelik vergewe en vryspreek. Party mense doen dit, nie die Here werk so, maar is baie keer 'n proses. Maar ons moet verbind wees aan die proses om te vergewe. Ons gaan kyk ook die waarde van vergifnis. Dit is nie sodat ek vergewe kan word, sodat ek gered kan word nie. Nee, daar's ander waarde daaraan. Dis belangrik. Dis reeds om vry te kom. Alles. Daar's geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Nee, Romeine 8 vers 1 staan, daar's dis nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. En gelowiges vind dit baie keer baie moeilik, nê, om dit te glo, om regtig te glo dat hulle vry is van veroordeling. Baie keer dink ek maar, wat van as ek nou in die toekoms gaan sondig? Ja, ek het my sondes bely, ek weet die Here het my vergewe, nê, vir dit wat ek gedoen het. Maar wat van as ek môre besluit om weer te sondig? Wat gebeur dan? Word ek vergewe? Dan lees ons in Romeine 6 vers 10, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sondes eens en vir altyd gesterwe. Jesus het een dood gesterwe, en dis vir eens en vir altyd. Toe Jesus gesterf het, waar was jou sondes? Al jou sondes was in die toekoms, net in die toekoms gelê. En hy daar 2000 jaar min of meer terug, net toe hy gesterf het, hy vir al daai sondes wat in die toekoms lê, het hy gesterf. En hy het nie net vir die sondes wat in die toekoms lê gesterf, hy het ook vir sondes in die verlede gesterf, voor sy kruisiging. In die Ou Testament moes die volk nou offers bring, diere offer, maar hulle kon nie regtig versoening doen vir sondes nie, want diere kan nie, net diere, 'n mens alleen kan versoening doen vir sondes, vir mense wat gesondig het. So daai diere offers het eintlik net vorentoe gewys, na die vergifnis wat gaan kom deur God se Messias, deur Jesus Christus. So toe hy vir eens en vir altyd gesterf het aan die kruis, het hy vir al die sondes van die wêreld gesterf wat in die verlede is, wat in die hede is en wat in die toekoms is. Jesus het volmaak eens en vir altyd gesterf. Hy hoef nie oor en oor gekruisig te word nie. Hy het eens en vir altyd gesterf vir al jou sondes. Nee, dis nou waar die Romeinse kerk met die bietjie ding mis het, nê? Hulle glo dat
elke mis, verander, as daai woorde uitgespreek word, dan verander die brood en die wyn in die liggaam en bloed van Christus. So hy word oor en oor weer gekruisig. En dis nie nodig nie. Eens en vir altyd het Jesus gesterf vir die wêreld se sondes van die verlede en die toekoms. So Jesus het ook vir jou sondes wat jy môre gaan pleeg, oormôre gaan pleeg, gesterf en betaal. En want mense is baie keer so bang, wat van ek is in 'n ongeluk, en daar's 'n sonde in my lewe wat ek nie bely het nie. Jesus het daarvoor gesterf as jy glo in hom. As jy in hom is, dan is hy in jou. As jy glo in sy kruisoffer, dan is hy in jou. Jy's 'n nuwe skepsel. Dit hang nie af van ons bely nie. Natuurlik is daar krag om jou skuld te bely. Daar's krag. Dit is 'n teken ook van die Gees se werking in jou lewe. En vergifnis is 'n teken van die Gees se werking. Maar ons verlossing is nie afhanklik daarvan nie. Ja, met sy kruis het hy volmaak versoening gedoen vir al ons sondes. En met sy opstanding, toe Jesus opgestaan het uit die dood en hy het opgevaar na die hemel, was daar geen sonde meer op hom nie. Dit was betaal aan die kruis. Al die wêreld se sondes, het Jesus gesterf voor aan die kruis. Volmaak, toe hy gesê het, dit is volbring. En toe hy die dood opstaan, het hy geen sonde meer gehad nie. Want hy het klaar betaal, dis volbring, dis klaar, dis verby. Toe opgevaar het hemel, geen sonde meer op hom nie. Vir eens en vir altyd het hy gesterwe vir die sondes. En daarom is daar ook geen sondes op ons nie. Omdat ons deur ons geloof in Jesus is ons lewendig, ons is dood vir die sonde, ons lewe vir God. As God na ons kyk en jy glo werklik in Jesus, dan sien hy Jesus raak. Want jy's 'n tempel van die Gees. Ek leef nie meer nie, sê Paulus. Jesus leef in my. As jy werklik glo, en dit wat ons moet vasmaak. Ons moet mekaar nie meer na die vlees identifiseer nie, maar na die Gees. Daarom sien ek my medemens, sien ek Jesus raak, wat glo in hom. Hy of sy, dis Christus, in hom of haar. Beteken dit nou, ons gaan nie meer sondig nie? Nee, ons weet, daar gaan nog sondes wees. Ons sondig nog, ons weet dit, maar daai mag van die sonde oor jou lewe is gebreek. Jy hoef nie meer te sondig nie. Want Jesus is in jou. Jy hoef nie meer te sondig nie. En as jy sondig, as 'n mens weer val, want dit is 'n sondegevalle wêreld, om jou is net sonde, nou en dan val jy dan ook vir die wêreld se manier. As jy sondig, jy hoef nie meer veroordeel te voel nie. Bely dit, raak daarvan ontslaag. Jy hoef nie meer veroordeel te voel nie. Johannes skryf in sy eerste brief, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Ja, so ons hoef nie meer te sondig nie. En as ons sondig, Christus val daai veroordeling weg. Hy is die voorspraak by ons Vader. Maar kom ons kyk, wat is die waarde nou van ons skuldbelydenis, om sonde te bely en ook om te vergewe? Wat is die waarde daarvan? Hoekom stel Jesus dit eintlik so sterk in hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het? Wat is die waarde daarvan? Van skuldbelydenis en vergifnis. Die eerste een is, as ons daarna kyk, die eerste een is, skuldbelydenis bring weer harmonie in my verhouding met God. My kindskap, dat ek 'n kind van God is, dat ek God die Vader in Christus se seun of dogter is, dit staan vas. Sonde kan dit nie verander nie. Maar wel my sonde bring disharmonie tussen my en die Vader. En vat my vrymoedigheid weg om tot my Vader te nader. Dis die effek van sonde, My kindskap word nie bedreig nie, maar die harmonie en vrymoedigheid. Ek kan dit nou natuurlik vergelyk in op die wêreldse, kom ons vat bietjie gesin, Toe ek op skool was, toe my pa en ma geleef het, ek was my pa se seun gewees.
En wat ek ook al doen, kan dit nie verander nie, want daar's 'n bloedband tussen my en my pa. Ek is Chris Briel se seun. Al doen ek wat se sondes, al is ek wat se rebel, ek bly sy kind. Daar's 'n bloedband. Maar wat gebeur as ek sonde doen? Dit het die harmonie tussen my en my pa versteur. Dat disharmonie gekom. En dit was baie keer baie erger as 'n pak slaag. As jy weet, jy het nie daai harmonie met jou pa nie. Daarom sou ek baie eerder dat 'n onderwyser my 'n pak slaag gee, hy kan my maar goed pak slaag gee as wat hy my pa laat weet wat ek gedoen het by die skool. Die onderwyser kan my eerder slaan. Net nie vir my pa laat weet nie, want dit bring disharmonie. Ek bly my pa se kind as ek gesondig het. Verkeerd, maar daai harmonie word versteur. En sonde gee ook toegang vir die bose tot jou lewe. En dit bind jou weer. Sonde bind jou. Dat jy nie daai vryheid ervaar wat Christus gebring het nie. Vat nog 'n voorbeeld. As dit so eers vat dit het tussen my en my pa gebeur, die harmonie word versteur die sonde. Met God die Vader dieselfde. Daar's 'n bloedband tussen my en God die Vader, die bloed van Christus. Soos ek sondig, verander dit nie my kindskap nie. Dis nie word bedreig nie, maar die harmonie met God die Vader word bedreig en bring disharmonie. En ek het nie vrymoedigheid om tot God te gaan en daarom wil ek van sonde ontslae raak. Net weer daai harmonie met my hemelse Vader te beleef. So moenie as jy gesondig het, dink ek is nou nie meer kind van die, want dis wat die duiwel vir jou wil sê. Hy sê vir jou, maar dink jy kan 'n gelowige wees, jy kan 'n kind van as jy sulke goeders aanvang. Nee, my band met God is deur die bloed van Christus, nie my werke nie. Bely dit, raak ontslae van daai sonde. Bewerk weer deur die Gees harmonie met jou hemelse Vader. Soos ek dan nou ook sê, sonde gee toegang vir die bose tot my lewe en dit bind my weer, dit hou my gevange. Kan hierdie storie vertel, hierdie vergelyking gebruik. Kom ons sê, daar's 'n boetie en sussie, Henk en Kara, vir die vakansie gaan kuier op die plaas by oupa en ouma. En nou Henk, hy kan nou hier in die stad kan nie lekker ketty skiet nie, jy weet daar's mos ander huise en mense en dinge, maar op die plaas kan hy nou lekker met sy ketty skiet. En hy loop so rond op die plaas en hy skiet na alles, skiet na blikkies, skiet na dit en daar sien hy sy ouma se spoghaan wat sy bynaam Prins is. En hy vat sommer so skoot en hy skiet daar na Prins se kant toe net. Wap, hier skiet hy raak. Hy het nooit 'n blikkie raak geskiet nie, maar hier skiet hy vir Prins raak en Prins kap om. Is dood. Nou sy sussie Kara het dit gesien. Nou gaan sit hulle vir middagete. Sê Kara van onthou vir Prins. En vra ouma, wie gaan help skottelgoed was na ete? Ouma, Henk het gesê hy sal help skottelgoed was. Onthou vir Prins. Henk was skottelgoed. Nou sê ouma ook, alright, oupa sê hy gaan vis vang, maar ouma sê een van julle twee moet bly, vir my help perskes, geel perskes skil, want ek wil in lê. Wie gaan help perskes skil? Kara sê vir Henk, onthou vir Prins. Ouma, Henk sal help perskes skil. Daar gaan Kara saam met oupa vis vang. Lekker, al die lekker dinge doen Kara, Henk doen al daai slegte, want onthou vir Prins. En so gaan dit aan. Tot Henk het nie meer kan hou nie. Elke ete moet hy help skottelgoed, hy moet al hierdie dinge doen. En later toe sê hy wat hy gaan vrykom, Hy gaan na ouma toe en sê, ouma, ek wil vir ouma iets vertel. Ek het per ongeluk vir Prins, ouma se spoghaan doodgeskiet met my ketty. Sal ouma my vergewe? En ouma sê, my seun, ek het deur die venster gesien alles wat gebeur het. Ek het gesien dat jy vir Prins dood. En ek jou dadelik vergewe. Maar ek het gewonder hoe lank gaan jy toelaat dat Kara heeltyd jou so domineer en hom nie bos lê. Tot wanneer gaan jy dit bely? En toe het bely toe kom hy vry. Dis dieselfde ook met ons sondes ook. Nee, solank jy dit in die geheim hou, in jou hart hou, dit bind jou daaraan. Bring dit na die Here, kom vry daarvan. Breek die bose se band oor jou lewe. Deur skuldbelydenis en ontvang vergifnis. Skuldbelydenis herstel harmonie en maak my vry van veroordeling. Nog 'n
waarde en betekenis van skuldbelydenis is, dit maak my vry van veroordeling en daarom kan ek myself ook vergewe. Weet julle, hulle sê dat 75% van geestelik versteurde mense sal gesond word as hulle oortuig kan word hulle is vergewe. 75% van geestelik versteurde mense kan genees as hulle vry kan kom van daai skuldgevoelens. As hulle self kan vergewe. En soos wat Matt gebid het, daar's nie 'n rede vir die wêreld om te vergewe nie. Nee, wat doen jy met daai sonde? Jy het gedoen. Daar's nie betaal daarvoor nie. Jy dra die konsekwensie. Dis net die Christen, die ware godsdiens nie. God wat lewe en wat 'n liefdesverhouding nê, wat vergifnis, 'n weg van bevryding vir ons oopgemaak het. Daar's vergifnis. Jy kan dit na die kruis toe, nê? Bely dit. Jy kan vrykom van daai skuldgevoelens, daai selfkastyding. Daai onvergewensgesindheid, jy kan vrykom. Daai selfveroordeling. Jakobus skryf en sê, en as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. So, hoe ontvang jy vergifnis van sondes? Om dit voor die Here te bely, nê? Dan ontvang jy vergifnis van sondes. Om vergifnis van sondes te ontvang is hoofsaaklik tussen jou en God. Nie so hoofsaaklik tussen jou en iemand anderster nie. Maar dit is hoofsaaklik tussen jou en God, nê? Bely jou sondes voor die Here en dan vergewe hy jou. Maar daar's ook waarde om dit teenoor mekaar te bely sondes. Wat veroorsaak jy teenoor mekaar bely? Dit bring weer liggaamlike genesing. So, belydenis voor die Here bring vergifnis van sondes. En voor mense bring dit genesing. Want as jy 'n sonde bely en bring voor mense, dan bring jy sonde in die lig en daai krag word gebreek oor jou lewe. En ek dink dis wat ons so baie keer ervaar. Weet, Pieter het ook gebid vir die oorwinnaarsnaweek wat voor lê. En hoekom dit so baie beteken vir so baie mense die oorwinnaarsnaweek. Is hy vrykom van al daai bagasie van die verlede. Om dit vir die Here te gee. En vry vorentoe te gaan. Daar's soveel krag daarin. Skuldbelydenis maak my vry van veroordeling. Daarom kan ek myself ook vergewe. Jy kan jou vergewe, want God vergewe jou in Christus. En hy vergewe jou volmaak. Daar's geen veroordeling nie. Hy sien jou volmaak gereinig deur die bloed van Jesus. Daarom kan jy jouself vergewe. As jy jouself nie kan vergewe nie, en ek weet dis nie 'n maklike saak, ek moet nie sê maar ek gaan net sommer so sonder verantwoordelikheid deur die lewe nie. Nee, ons praat nou van mense wat regtig 'n verhouding met die Here het, nê? Jy gaan nie God se genade goedkoop maak, een lied wat ons ook gesing het, nê? Maar as jy werklik glo nê en jy kan jouself nie vergewe nie, dan sit jy met hoogmoed. As jy kan dink Jesus se kruisoffer was groot genoeg vir almal se sondes behalwe vir my sonde. Dan moet jy maar bid ook vir die Here en sê, Here, U seun se kruisoffer is nie genoeg vir my sonde, daarom kan ek myself nie vergewe nie. Ons weet, dit is nie so nie. Dit is 'n hoogmoed, dan moet jy 'n hoogmoed bely. God vergewe jou, daarom kan jy jouself ook vergewe. En dit bring genesing, nê? Baie keer kom die genesing van daai geestelike. Hulle sê ook die mediese wetenskap sê self ook dat ek dink hier by 88% van alle siektes is psigosomaties van oorsprong. Né? Dit sê ook hierdie 75% van geestelik versteurde mense, né? Psigosomaties van oorsprong. Sjoe. Ons kan 'n klomp goed afgooi. Hoef nie so swaar deur die lewe te gaan nie. Ons hoef nie met lang gesigte deur die lewe te gaan. Nee, ons is vrye mense. Duur gekoop met die bloed van Jesus. As ons dit kan verstaan, ek dink net,
hoe dit moet wees om nie Jesus te hê nie, om nie God se vergifnis meer te kan lewe nie. Om dit nie te hê nie. Dit moet verskriklik wees. Nee, alles word net onder die mat ingevee. En dit hoop op en dan pik dit jou later. Nog waarde betekenis van skuldvergifnis, skuldbelydenis en vergifnis is, dit is 'n teken dat ons deel het aan God se vergifnis in Christus. Ons vergifnis van ons medemens, van ander mense, nê, is 'n bewys dat ons regtig jy deel het in die nuwe lewe in Christus. Want ons skuld teenoor God is oneindig groter as wat enige iemand anders aan my kan doen. Onthou, ons sit met 'n volmaak heilige God wat geen skuld in hom het nie. En hy vergewe my. Maar as ek my naaste moet vergewe, dan is dit sondaar teenoor sondaar. Ek sit ook maar met 'n klomp goeters, nê, wat ek ook al gedoen het aan mense. En daarom moet ek my medesondaar kan vergewe. As God my kan vergewe wat volmaak heilig is. En hy vergifnis om vry te kom, te kan vryspreek, nê, sy teken jy deel in die nuwe lewe in Christus. Dis die duidelikste deel. Nee, ek het ook al genoem van hoe mense oud word, verbitterd oud word, nee. Dan kry jy ander mense wat oud word en hulle word in die gees vernuwe. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16. Van dag tot dag word hulle vernuwe deur die gees, deur vergifnis. Daarom sê Paulus so Kolossense 3 vers 13, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle ook vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Julle mekaar ook vergewe. Weet, ons dink baie keer my sonde is beter as ander mense se sonde. Nee, ek daarom nie dit gedoen nie. Ek daarom nie egbreek gepleeg nie, ek daarom nie moord gepleeg nie. Maar wat sê Jesus in die bergpredikasie? Net as jy net kwaad is vir jou naaste, net kwaad is vir hom, het jy al reeds in jou hart moord gepleeg. Voor die Here wat die allerheiligste God. Vir hom is dieselfde. Net deur 'n ander persoon te kyk en te begeer, het jy al reeds egbreek gepleeg in die hart. Vir die Here is dit dieselfde as die een wat die daad doen. So moenie dink jou sonde is beter as ander se, dit bly sonde. As jy een van God se oortree, net een van God se wette oortree, staan jy skuldig teenoor die res van die wet. Staan in Jakobus. So, nie een van ons is beter as 'n ander een nie. Dit is aan Christus waar ons hoop is. In hom is ons nuwe mense. Die allerheiligste God wat ons vergewe. Ons vergewe maar net ander sondaars soos ons. Dan die laaste een waar ek wil stil staan by die betekenis en waarde van skuldbelydenis en vergifnis. Vergifnis maak my vry van die onreg wat my aangedoen is. Nee, dit maak my vry van al daai verkeerde dinge wat my aangedoen is. Jy is 'n gevangene as jy nie kan vergewe nie. Dan is jy gevangene van die ander persoon. Dit weet hulle sê mos baie keer beskryf hulle onvergewensgesindheid van daai gesindheid van onvergewe. Ek kan iemand nie vergewe. Dit beteken jy drink gif en hoop die ander een wat jou sleg aangedoen het, kom iets oor. Maar jy drink die gif en hoop daai persoon gaan iets oorkom. Jy is gebind aan daai persoon solank jy nie vergewe nie. En Bertus, kom hierso. Ek het iets teen jou. Kom hierso. Iets teen jou. Ek het hier neergeskryf. Ek gaan nou nie vir julle almal sê nie. Want dit is nie, maar ek het hier 'n sonde neergeskryf nie wat ek teen jou het. Nee, ek hou dit teen jou. OK, gaan terug sit plek toe. As ek iets teen hom het, dan moet ek heeltyd saam met hom gaan. Verstaan jy? Want as ek dit los, dan het ek dit nie meer teen hom nie. So jy's gebind aan daai persoon teen wie jy iets het. Jy's 'n gevangene van daai persoon. Al wie jy kan vrykom is deur vergifnis. As jy iets teen 'n persoon het. Anders moet jy maar gaan wat daai persoon gaan.
Vergifnis maak my vry van die onreg. En dan ontvang ek wat Paulus sê, dan leef ek dit. Want dit is my geestelike stand. Nee, dit is die waarheid. Ek moet net glo en aanvaar. Ek moet dit nie word nie. Dis my geestelike stand. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Ja, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here, dat U vir ons 'n uitweg gebring het. Here, om ook in hierdie sondegevalle wêreld te kan oorleef, maar ek wil nie sê oorleef, dit kan oorwin. Om in hierdie sondegevalle wêreld meer as 'n oorwinnaar te wees, deur Christus wat ons liefhet. Want hy het betaal aan die kruis. En ons kan as vrygekooptes oorwinnaars lewe elke dag, deurdat ons vergewe. Dat ons U vergifnis eers ontvang en ons bely dit voor U, en dat ons ook mekaar kan vergewe. Want ons is volmaak vergewe. Daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. En Vader, lei ons, Heilige Gees, werk in ons harte. Dat ons die vryheid wat Christus vir ons behaal het aan die kruis, dat ons dit elke dag, elke oomblik sal lewe. Dat ons nie sal bind deur bitterheid en as ons nuus luister en ons hoor van die sekere politikuste of ons in die verkeer en ons die taksies en al daai dinge. Here, dat ons sal vryspreek en vry sal lewe tot U eer. Want dis wie ons is. Ons is nuwe skepsels in Christus. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.